is ek wil vir elke een wat hier is, ons familie, vriende, geestelike familie, ook 'n geseënde Christusfees toewens. Ek vertrou die Here dat vandag se saamkuier by elke familiehuis 'n geseënde tyd in die teenwoordigheid van God sal wees. Ons vertrou die Here daarvoor. En dat ons ook in die tyd, wanneer ons feesvier en lekker saamkuier, sal onthou waaroor dit gaan. Gaan oor Jesus, die Seun van God, ons vredevors. Kom ons sluit ons oop met ons saam. Vader, ek dank U vir die voorreg, die geleentheid wat ons vandag het, om op hierdie besondere dag, Here, so saam te kan wees en saam te kan kuier. En ek bid, Here, dat U elkeen ryklik sal seën. My God is my gebed. En Vader, dankie dat ons vanmôre weet, Here, daardie dag toe hoop hierdie wêreld ingestap het, wel ingekom het, deur Maria, Jesus Christus. Here, het U vir ons 'n weg gemaak om deur hom en sy bloed na U toe te kom, om met U 'n persoonlike verhouding te hê. Ek bid, my God, dat U in hierdie dag in alles wat ons doen verheerlik sal word. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Prys die Here.
Here aan U alleen, al die lof, al die eer, tot in alle ewigheid. Dankie vir U onverganklike liefde, U nabyheid, U heerlikheid. Here, U salwing, Here wat elke juk breek. Here, dankie vir U heilige teenwoordigheid. Here wat bonatuurlik in die Gees. Here, in ons teenwoordigheid, in ons en deur ons menselewens aanraak en verander. Here, U is waardig. Dankie vir U liefde, waarmee U elkeen vanoggend net weer opnuut kom toevul. En my God, U word verheerlik. In Jesus naam bid ons dit en ons dankie daarvoor. Dankie. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to all praises due. I stand in awe of you, and I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to all praises due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. And I stand in awe of Here, He is waardig. Almighty God, to your glory and honor. We worship you, we praise you, we glorify you. Because God, you are glorious, Heavenly Father. Here, dankie vir die heilige teenwoordigheid. Here, ons eer U daarvoor. En Vader, ek bid, Here, U word verheerlik in alles. In Jesus naam bid ek dit. En ek dank U daarvoor. Amen. Prys die Here. U kan maar sit. En dan kan jy vir ons oopmaak by Lukas 2 en ek laat ons lees en ek het gesê dat ek gaan nie lank wees nie, ons gaan al saam 'n uur wees. Dankie Megan, dankie Jos. En ons vertrou dat die Here daar ook ons elkeen sal leef op 'n besondere wyse deur die woord.
Dank die Here vir die geleentheid en ek eer hom daarvoor. Ek lees vir ons van vers 10 af. Of ek gaan sommer nou van vers 8 af lees, die herders van Bethlehem. En mense, hierdie gaan ons sleutelarea word, dit wat ek vanmôre wil oordra. Hy sê, en daar was herders in dieselfde landstreek, dis vers 8 van Lukas 2, wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Mense, herders in die veld, besig om te werk. En meteen staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. My gebed is dat ek en jy vanmôre in ons geestesoog dit sal aanskou wat hulle moes aanskou het en wat hulle beleef en ervaar het. Mag die Here gee dat ek en jy vanmôre sal hoor, God gebruik eenvoudige mense om die boodskap uit te dra. Dood eenvoudig. Hy sê in vers 10, en die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring 'n goeie tyding van groot blydskap vir die hele volk, wat vir die hele volk sal wees. En ek wil net hier sê, mense, hierdie blye boodskap het nog nooit verander nie. Nog nooit. Jesus het gekom. Hy het op hierdie aarde kom wandel en hy het vir ons die pad kom wys. Hy het vir ons gewys wat ons moet doen. En ja, en hy het opgevaar en hy sit in die hoogste hemel. Ja, hy het gesterf. Hy het opgestaan, hy lewe. En omdat hy lewe, het ek en jy die voorreg om vanmôre te weet dat elke belofte in die woord van God is geanker op die sterwe en die opstanding van Jesus Christus, die koning van alle konings. Hy sê in vers 11, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus, die Here is. Mense, en dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krib lê. Mense, eenvoudig. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehaag. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. Mense, ek wil vanmôre vir u sê, hierdie val net so in my gees. Ek en jy hoef nie klaar te maak om ergens heen te gaan, om Bethlehem toe te gaan, om te kyk wat het gebeur nie. Ek en jy kan vanmôre links en regs van ons kyk en ons sien wat gebeur het. Here Jesus Christus is gebore en hy het vir ons gesterf en het opgestaan. En elkeen van ons wat hom aangeneem het en wie hy nou woon, mense, ons sien Jesus. En die boodskap is dat ek en jy sal gaan en deur ons handel en ons wandel teenoor ander mense hierdie selfde boodskap sal gaan uitlewe sodat die wêreld kan sien dat daar's hoop en daardie hoop is Jesus Christus, die seun van God. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En toe vers 17, en toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. Mense, ek en jy moet gaan en ons moet die wêreld gaan vertel van Jesus Christus, die seun van God. Mense, hierdie is 'n welbekende gedeelte in die woord en is presies waaroor hierdie feestyd gaan. Daardie dag toe hoop hierdie wêreld ingekom het. Deur Jesus Christus, God wat mens geword het, onder ons kom woon het. Mense dink net, hy, die Here, ons God, skepper van hemel en aarde, het 'n weg gemaak, na ons toe gekom, in die vorm van Jesus Christus. En mense, nie net vir ons, of 'n weg om by ons te wees, maar vir ons, om ook 'n weg om by hom te wees. Deur Jesus en sy bloed, in die teenwoordigheid van God, te wandel, te lewe, in elke area van ons lewens. Ons dien 'n amazing God. Mense, sy naam, Immanuel, God met ons. Sê gou vir iemand, God met ons. Mag die Here gee dat ons nooit sal vergeet waaroor hierdie dag gaan. En ja, dit is nie die verjaarsdag van Jesus Christus. En ja, jy kan, as jy baie mooi gaan en in die Bybel ondersoek, gaan jy kan deurwerk en presies wanneer Jesus gebore is. Maar daar's nie tyd om dit nou te doen nie. Om Christus met die Vader te versoen, uitgekom om ons met die Vader te versoen, sodat ons in harmonie, in liefde, in
volle seën wat God vir ons het, kan wandel. Dis God se hart, mense. En ek bid vanmôre dat die Here deur sy Gees net sal kom en met ons elkeen sal spreek op 'n besondere wyse. Ons kernvers, Lukas 2, vers 10 tot 14, en die engel sê vir hulle, moenie vrees, want kyk, ek bring julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. Vir die ganse mensdom is hierdie boodskap vandag. Want Jesus het nie vir 'n sekere volk gekom nie. Hy het nie vir 'n sekere stam gekom of vir sekere mense nie. Hy het gekom vir die ganse mensdom. En ek wil vanmôre vir julle sê, elke een wat hierdie Jesus, Immanuel, God met ons aanneem, sy knie voor hom buig, met sy tong bely dat hy die Here van sy lewe is, sal gered word. En ons eer die Here daarvoor. En sê in vers 11 dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is, die een wat vir ons saligheid bewerkstellig het. En ons eer die Here. En ja, mense, vanmôre sit hy in die hoogste hemel, hy is verhewe bo alles. Hy het al die mag ontvang van God, omdat hy gehoorsaam was tot die dood toe. En hy regeer as die koning van die konings. En ek wil vanmôre vir sê, vanoggend heers hy in my en jou lewe as die koning van alle konings. Ek vra altyd, wat behels die koninkryk van God? Dis nie spys en drank nie, maar dis vreugde en vrede in die Heilige Gees. Mense, en dis Romeine 14 vers 17. Maar ek stel dit so in 'n neutedop saam. Mense, vanmôre, dit is die soewereine heerskappy van God deur sy seun Jesus Christus, Immanuel, God met ons, wat vanmôre op die troon van my en jou lewe sit en regeer as die koning in my lewe, in ons lewens, mense. Ja, deur die Gees alles moontlik gemaak wat in ons is, wat by ons is, wat met ons is, en ons eer die Here daarvoor. En ons gee hom al die lof. Mense, dit wat hier plaasgevind het, was vooraf geprofeteer. En ek wil net so 'n bietjie, ek gaan so 'n bietjie spring, want daar's nie regtig baie tyd nie. En dit is so jammer dat tyd ons moet beperk. Maar daar was 'n teken gegee, 'n maagd sal swanger word. Ons sien in Jesaja 7 vers 14 hierdie, ek lees, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Die volk is in 'n gemors, hulle is in ballingskap, dit gaan met hulle sleg, maar ek wil vanmôre vir u sê, so seker as wat ek hier staan, daar's altyd hoop, want God sal sy kinders nie verlaat nie. Amen. Hy is altyd teenwoordig, te midde van omstandighede. En hier kom hy en hy gee 'n belofte aan sy volk. Hy sê, daarom sal die Here self aan julle teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Mense, die Hebreëse woord vir maagd is Alma, wat beteken die maagd. Mense, dis die enigste vrou wat op hierdie wyse ooit 'n baba sou kry. En daar sal niemand anders te wees behalwe sy nie. Want dit was 'n bonatuurlike werk. Die Gees van God wat oor Maria gekom het en sy is bevrug en sy het 'n baba in die lewe gebring. Die seun van God, die koning van alle konings. Die woord Immanuel beteken dat God is met ons, mense, wat dan ook in vervulling gekom het. Ons sien 'n voorspelling van die Messiasryk. Want hy gaan kom vir wat? Om te regeer as die koning van alle konings. En ja, hy sit in die hoogste hemel, maar hy gaan weer kom. En dan gaan hy op hierdie aarde heers. Maar ek wil vanmôre vir u sê, hy heers vanmôre al in elke seun en dogter se lewe. Moet sê, die seun en dogter wat die Here toelaat om in sy lewe te heers, as die koning van alle konings. Hy sê daar in Jesaja 9 vers 5, want 'n kind is vir julle gebore, 'n seun aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem wonderbaar, raadsman. Mense, hoeveel van ons is soms raadloos? Gaan sit by sy voete. Hy is ons raadsman. En wanneer hy jou raad gee, wil ek vanmôre vir u sê deur sy woord, dan gee hy ook vir jou vrede, want hy is die vredevors. Nee, hy sê sterke God, ewige Vader en vredevors
In Jesaja 9, ek wil dit graag lees in die 83 vers 6. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. En soms, ek sê baie keer vir mense, hoe gaan dit? En sê hulle vir my goed. En sê ek, ja, moet goed gaan. Met my gaan dit ook goed, want hy sit op die troon, hy regeer en hy is in beheer. Vir baie lyk dit asof die Here nie in beheer is nie. Dit lyk vir baie asof hy nie die prentjie is nie. Ek wil vir Boerifie sê, hy is net 'n uitroep naby aan jou. Net 'n uitroep. Hy sê verder, hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Die spruit van Dawid, want hy het uit die lyn uitgekom van Dawid. Luister, hy sê in Jeremia 23 vers 5 tot 6, kyk, daar spreek die Here, dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit sal verwek. As koning sal hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land. Mense, vers 6, in sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon, en dit is sy naam waarmee hy genoem sal word, die Here ons geregtigheid. Mense, ek en jy was sondaars, ons was ver van die Here, uitgesluit van elke belofte, maar deur Jesus Christus het ek en jy nou deel geword, deur die groot genade van God, is ons nou deel van die volk, en ja, is ons nou in die lig, en ons eer die Here daarvoor, en hy regeer as die koning. Mense, ons was sondaars, maar ek wil vanmôre sê, hy het ons bekleed met sy geregtigheid. Hy sien nie meer sondaar nie. Hy sien nou 'n seun en 'n dogter wat skoon gewas is met die bloed van Jesus Christus. Ja, is ons perfek? Nee, ons is in 'n proses van heiligmaking. Ons maak nog steeds foute, maar God hou nie ons foute teen ons nie. So kom hy vir ons 'n weg gemaak het en ons eer die Here daarvoor. Maar wanneer ons foute maak, in eerbied tot God en teenoor die wat ons foute maak, dat ons sal vra vir vergifnis, verskoning. En die Here is getrou, hy vergewe en vergeet. En hy dink nooit weer daaraan nie. En daarvoor eer ons die Here. Die voortsegging van die geboorte van die Messias, in Micha 5 vers 2 tot 3. Daarom sal hy hulle prys gee tot op die dag, op die tyd dat 'n barende gebaar het. Mense, Maria, wat 'n baba sou gebaar het. Dan sal die oorblyfsels van sy broers saam met die kinders van Israel terugkeer. Vers 3. En hy sal optree en hulle laat wy in die sterkte van die Here, in die majesteit van die naam van die Here sy God. En hulle sal rustig woon, want nou sal hy groot wees tot aan die eindes van die aarde. Mense, besef ons vanmôre wat se beloftes ons als in Christus deur God ontvang het. Of in God, deur Christus ontvang het. En elke belofte is onwankelbaar gevestig op die sterwe en die opstanding van Jesus Christus. En mag die Here, wanneer hy ons besoek, hy vind dat ek en jy 'n man is wat wie se geloof en 'n vrou is, wie se geloof geanker is, onwankelbaar op elke belofte van God. Ons kan. Amen. En ons eer die Here daarvoor. En nou kom ons heel wat later. Luister, Lukas 1 vers 31 tot vers 35. Hier kom die engel Gabriël en verskyn aan Maria. En sy sê, en kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Mense, weet jy wat? Ek en jy deur Christus Jesus, die seun van God, het ons deel geword van die koninkryk van God, en dit is vas deur die sterwe en die opstanding van Jesus Christus. Mense, ek en jy het 'n onwankelbare koninkryk ontvang.
En ons eer die Here daarvoor. Hy sê in vers 34, toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie, daar was nog geen man by my nie. Vers 35, en die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu, daarom ook sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word. Ek wil hierdie vers net stil staan vir 'n oomblik. Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. En ons weet wat het gebeur. Sy was bevrug, sy het 'n baba gehad, en dis Jesus Christus, die seun van God. Maar vanmôre wil ek vandag vir u sê, die Gees van die Here wat in my en jou is. As ons dink aan bediening, ons dink aan hierdie gaan vertel almal dat hoop in die wêreld ingaan. Van ons nog op 'n plek is wat voel, maar ek kan nie. Ek is nie geskik nie. Ek wil vir jou sê, jy is geskik gevind deur God. Amen. En ek en jy hoef nie enigsins daaroor te twyfel nie. Vandag, wanneer ek en jy getrou is aan die Here en ons vertrou hom dat hy ons gebruik en ek gaan uit, wil ek vanmôre vir u sê, is jy eintlik soos 'n Maria wat swanger is, wat geboorte moet gee aan die hoop, die boodskap vir die wêreld, dat hulle hoor dat daar is hoop. Die Gees van die Here kom en word vaardig oor jou, en hy vul jou met die krag, die wysheid wat jy nodig het, en hy lê die woorde op jou tong, en wanneer jy spreek, dan vloei daar lewe uit, mense, net soos wat Jesus deur Maria die wêreld ingekom het. Ek en jy is bevoorreg. God het ons in hierdie wêreld ingestuur. Nie alleen nie. Deur sy Gees wat in ons en by ons is. En hy lei en rig ons. Ek het hoeveel keer al op plekke bedien, dan sê ek is swanger. Dan kyk almal my verbaas aan. En dan stoot ek my maag uit, ek kon nog. Toe het ek nog 'n maag gehad. Nou het ek nie meer nie. Dis nie omdat ek geboorte gegee het. Mense luister. En God se hart is dat ek en jy aan hierdie roeping wat hy op my en jou lewe gelê het, geboorte sal gee. Mense se lewens deur dit aangeraak sal word. Here, ons eer U daarvoor. Vers 37, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Dis hoekom jy 'n baba sal kry op hierdie wyse. Dis hoekom jy sal bedien op hierdie wyse. Jy dalk voel ek kan nie, maar ek wil vanmôre vir u sê, jy kan deur die Gees wat jou toerus en jou bekwaam maak vir die boodskap wat jy moet uitdra. Mense, met God, ek wil sê, met God, with God, anything is possible for anybody. Hy sê in vers 38, en Maria sê, hier is die diensmagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar af weggegaan. En ons weet dit het plaasgevind. Mense, laat dit met my gaan soos volgens u woord. Ek wil vanmôre vir u sê, wat 'n gesindheid. Wat 'n gesindheid. Dis wat God van my en jou vra. Dat ek en jy, ons hoor, daar's 'n roeping op my lewe. En die Here wil hê ons moet gaan en ons moet hierdie boodskap verder vat. Ek wil vanmôre vir u sê, hoor vanmôre, jy kan 'n kragtige instrument in die hand van die Here wees. En al wat ek en jy moet doen, is ons moet voor God staan en sê, Here, laat dit wees soos dit U wil is. Gebruik my kragtig as 'n instrument eer van U naam en 'n uitbreiding van die koninkryk, sodat ek die boodskap van hoop kan uitdra vir die wêreld om te sien en te hoor dat die Here leef. Ek sal altyd sê, sien en hoor. Sien en hoor. Mense sien is baie belangrik. Want sien kan maak dat jou boodskap kragteloos is as jy nie reg optree volgens wat God se woord aan ons voorhou. Nee? Maar dank die Here vir sy genade. Wanneer ek en jy op 'n wyse optree wat ons getuienis skade aandoen, as ons dit bely, is hy getrou en regverdig, hy vergewe en hy vergeet. En hy gebruik ons tot eer van sy naam, want hy sien nie 'n sondaar. Hy sien 'n man, 'n vrou wat bekleed is met die geregtigheid van die Here Jesus Christus, die Seun van God.
mense, Josef, hy skrik, hy sê, maar ek was nog nie by hom. Rian, dink jy's in die oorlog ergens, en jy's daar vir 10 maande, en jy kom huis toe, jou vrou swanger. En sy sê, die gees van die Here oor my gekom. My dit be, jou roep, dat jy daaraan geboorte sal. Amen. Maar dis waar hierdie ou staan, en hy maak plan, hy sê, ek gaan skei vanaf. Maar luister, die engel weet, en God weet, en hy kom, hy stuur 'n engel en hy sê vir hom, kyk, mense, in Matteus 1 vers 23, kyk, die maagd sal swanger word, en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons, en hy gee hom 'n paar opdragte. En ek laat dit daar, die beste nuus, wat ek en jy ooit ontvang het, was die dag, toe Jesus, dat hy gebore is, dat hy die wêreld ingekom, hoop vir die wêreld, vir die ganse wêreld. Here, ons eer U. Ek lees weer Lukas 2 vers 10 en ek gaan 'n plan maak. Can you believe it? Hy sê in Lukas 2 vers 10, hierdie hy sê, en die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. Vers 16, en hulle het met haas gegaan, en Maria en Josef gevind, en die kindjie wat in die krib lê, en toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak, wat aan hulle van die kindjie vertel is, en almal wat dit gehoor het, was verwonderd, oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar in haar hart en dit oordink. Mag die Here vanmôre by ons elkeen stil staan, dat ons nie net mense sal wees wat verwonderd staan nie, maar as gevolg van ons verwondering aan dit wat God vir ons gedoen het, ek en jy in die wêreld sal ingaan en dit gaan doen wat hierdie skaapwagters gedoen het, dood eenvoudige skaapwagters, wat God geskik gevind het om die boodskap te gaan vat en vir mense te gaan vertel. Ja, hulle het eers gaan kyk, hulle het eers seker gemaak. Mense, pas op as jy iets hoor om daarmee te hardloop. Maak jy seker dat dit is die waarheid. En wanneer jy dit doen, mense, doen dit met oorgawe. Gaan vertel die mense, Jesus leef, want hieroor hoef ek en jy nie te twyfel. Jesus het gekom as 'n God het gekom as 'n kind. Jesus, 'n seun, 'n mens op hierdie aarde, die hoop wat die wêreld ingekom het, vir die wêreld om gered te word. Ek en jy moet die boodskap dra. So ons eer die Here daarvoor, ons gee hom al die lof tot in alle ewigheid. En mag die vredevolk, die blinkhoorste, die begin en die einde, die Alfa en die Omega met u elkeen wees. Vandag is God se dag, maar net so behoort elke dag van my jou lewe God se dag te wees. Here, u word vereer. Kom ons sluit ons oop. Vader, ek dank u vir die woord. Ek dank u dat u tot elkeen se gees gespreek het. En Here, ek bid dat u deur u gees, bonatuurlik, Here, vanmôre net elke een sal aanraak, vaardig word voor ons elkeen. Ja, Here, dat ons hierdie hoop, hierdie boodskap van redding, van verlossing, bevryding, Here, dat ons geboorte daarin sal gee, waar ook al ons gaan, deur te getuig oor Jesus, die hoop vir die wêreld, Here, deur woord en daad. Here, ek bid, my God, u word verheerlik in en deur dit, in Jesus naam, want Here, u is 'n verheerlikte, lewende God. Dankie vir u liefde, wat u deur u seun Jesus aan ons gedemonstreer het. Here, weg wat u vir ons gemaak het. Nie net om na ons toe te kom nie, maar ook vir ons om na u toe te kom. Here, u word verheerlik. En ja, die Here het dit gemaak. Daar's niks wat vanmôre in die pad daarvan kan staan om hierdie geleentheid aan te gryp en deur Jesus en sy bloed in die teenwoordigheid van God te gaan. Maak nie saak hoe ver jy is, maak nie saak waar jy jouself bevind. Jy vanmôre daai boodskap vat. En sê, Here, dankie dat u dit ook vir my gedoen het. Te midde van my omstandighede, te midde van al die goeders wat ek aanjaag. Here, ek vanmôre na u uitroep. Red my.
net soos daardie sondaar wat langs U op die kruis gehang het en gesê het, Here, dink aan my wanneer jy in die paradys is. Here, en ek hoor U vir hom sê, vanaand sal jy sekerlik saam met my in die paradys wees. Dankie vir elke een wat vanmôre uitroep, wat U gered het, en Here, wat U in stand hou volgens U magswoord. Ons eer U daarvoor en ons gee U al die lof tot in alle ewigheid. Jesus naam bid ons toe. Wees met ons, waar ons, bring ons weer op die bestemde tyd by mekaar. En my gebed vir elkeen is, mag die liefde van God, die genade van die Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met U elkeen wees. Jesus naam. Amen. Dankie Here. Here is goed. Here is seën. Mense onthou, hy is die grootste geskenk wat ons ooit kon ontvang. En dit is die grootste geskenk wat jy kan gaan verander.